Hierdie is 'n baie spesiale naweek in ons gemeente. Terwyl hierdie opnames gemaak word, is dit nog in die toekoms, maar terwyl julle daarna kyk, is dit so pas verby. En dit is die naweek van die Esterkonferensie. Ek sal so graag al julle verhale wil hoor en ek wil julle aanmoedig om sommer daar in die groep van die mense wat dit bygewoon het, vir mekaar te vertel, wat het julle beleef, wat het julle ervaar, wat was vir julle baie spesiaal gewees. Nou ons is mos nou hierdie kwartaal besig in ons omgeegroep studies, in ons omgeegroep gesprekke, met die hele saak van gebed. En ons het vir mekaar begin sê, daar is mos baie meer in 'n gebed, as om net asseblief en dankie te sê. Dis mos eintlik waarin ons gebed baie keer opgaan, is net om asseblief te sê, Here help, en dankie Here vir alles wat U gee. En tog is daar baie meer elemente, en ons is so dankbaar vir mense, wat vir ons hierdie deure oopgemaak het. Ek dink aan Marita Martens se boekie, waarvan ons ruim gebruik maak, Gebed kan jou lewe verander. Dankie Marita, dat jy vir ons so mooi gelei het wat dit betref. Nou verlede week het ons gesels oor die hele gedagte van lofprysing. Ons het gesê, dis belangrik dat jou gebed sal begin met lofprysing. Lofprysing is die manier waarop jy na God toe moet gaan. Cecile Burger het een keer gesê, dis belangrik dat jy met lofprysing sal begin, want as jy heeltyd met jouself in jou binnekamer besig is, sal jy met jouself daar uitkom. Maar as jy met God besig is en voor God se troon kom buig en vanuit sy perspektief na hierdie wêreld kyk, sal jy saam met God uit jou binnekamer uitkom en dan sal jy baie meer oorwinning in hierdie wêreld kan behaal. Nou ja, as jy klaar is met jou lofprysing, as jy vol is van jou eerbetoon en jou dankie sê vir die Here en jy het 'n visie hoe groot hy is en hoe vol majesteit en krag hy is, dan kom ons by die volgende element. En die element is verklaring van jou afhanklikheid van God. Jy kom na God toe net nadat jy hom geloof het en jy sê vir hom, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig. En dit is waaroor julle vandag sommer lekker met mekaar gaan gesels. Kom ek begin by die eerste ding. Gebed. Gebed is verklaring van afhanklikheid van God. Kan ek dit weer sê? As jy bid, kom sê jy's afhanklik van God. Hoekom ek dit so beklemtoon is, mense wat bid, kom staan voor God en hulle sê, Here, ons kan nie self nie. Ons is te klein, ons is te nietig. Ons het nie al die vermoëns nie, ons het U nodig. Kom help ons asseblief. Selfs om te bid, het ons U nodig om ons te help om te kan bid. Mense wat nie bid nie, sê, ek kan self. Ek kan self my omstandighede hanteer. Ek kan self my probleme aanvat. Ek kan self alle moeilike mense wat ek teekom, kan ek op die regte manier hanteer. Ek kan self. Dis amper soos op die skool daar, onthou julle toe ons mekaar gekry het en soos kapokke handjies teenoor mekaar gestaan en gesê het, ek bang jou nie. Ek sal jou aanvat. Julle weet mos waarvan ek praat. Hulle vertel van 'n predikant wat een keer na 'n boer toe gery het. 'n Pragtige plaas wat so goed bewerk is. En hy stop daar by die boer en hy sê vir hom, broer, jy het daar 'n wonderlike, pragtige plek hier. Die boer sê vir hom, ja dominee, ek het vir elke stukkie wat jy hier sien op hierdie stuk grond het ek gewerk. En die dominee sê, nee maar goed broer, kan ek vir jou bid? Kan ek vir jou sê dat, as ek vir jou bid, dat alles genade is uit God se hand uit? Hy sê, dominee, jy het nie mooi gehoor wat ek sê nie. Alles wat jy hier rondom jou sien, hierdie hele plaas, alles wat hier bewerk is hierdie 2 hande wat dit gedoen het. Ek het hard hiervoor gewerk. Dominee sê, goed, kom ons bid saam. Toe bid die dominee, hy sê, Here, asseblief, vat nou van hierdie broer dit weg waarvoor hy nie gewerk het nie. Vat asseblief sy gesondheid van hom af weg. Toe daai boer sy oë oopmaak, toe sê hy, dominee, nou verstaan ek, asseblief, help my om meer te verstaan hoe afhanklik ek van God is. Mense wat bid sê, ek is afhanklik van God. Mense wat bid sê, in hierdie wêreld waarin ek lewe, en al die krisisse wat ek moet hanteer, het ek iemand nodig wat sterker is as ek, wat groter is as ek. Ek het 'n goeie herder nodig, wat my versorg, en wat my lei, en wat my seën, en wat my help. Mense wat bid sê, soos Psalm 121, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom?
En mense wat bid sê, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Weet julle hoe wonderlik is daai Here? Psalm 121 sê, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Mense wat bid sê, Here, ek het U nodig. Nou die belangrike vraag is, hoe doen ek dit? Hoe verklaar ek my afhanklikheid van God? Elke keer wanneer ek bid, as ek klaar my lof, my aanbidding vir die Here gegee het, my bewondering, hoe sê ek dit nou vir hom? En dis nou waaroor julle so lekker gaan gesels in julle groepe. Praat met mekaar daaroor. Dink, hoe gaan julle dit op kreatiewe maniere vir die Here sê? Hoe kom julle na God toe om vir hom te sê, Here, ek stel my oop voor U. Ek kom na U toe as 'n klein mensie. U is God, ek is mens. U is skepper, ek is skepsel. U is almagtig, ek is swak. U is groot, ek is klein. En ek het U baie nodig. Praat met mekaar, vertel vir mekaar en help mekaar, sodat ons al meer afhanklik van God kan word en duidelik reguit vir hom kan sê, Here, ons het U nodig. Kom ek bid vir julle. Ons wonderlike Here, ons staan voor U in absolute nederige afhanklikheid. U is groot. U is vol krag en majesteit. En ons wil net vir U sê uit ons harte uit, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U lewe nie. Ons kan nie sonder U enige iets bereik nie. Ons het U nodig. Ons kom sê, Here, asseblief dat U vir ons sal help om daardie besef te kweek, mekaar te begelei daarin en om te weet dat U ons koning, ons beskermer, ons verlosser, ons skepper is. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.